Kom ons kyk bietjie na kwadratiese ongelykhede. Kom ons kyk na die laaste manier hoe vraagie 7 gevra kan word, en dit staan ook bekend as die kwadratiese ongelykhede. Nou, kwadratiese ongelykhede word bepaal deur wanneer hulle vir jou byvoorbeeld 'n kleiner as, groter as, kleiner as gelyk aan of 'n groter as gelyk aan teken gee. Nou, hoe weet jy wanneer dit 'n groter as of 'n kleiner as is? Nou, 'n groter as gaan vir jou 'n G vorm. So 'n G, maar ook met 'n driehoekie. So 'n G met 'n driehoekie. En 'n kleiner as teken gaan vir jou 'n K vorm. So 'n K vir kleiner as. Nou, 'n kleiner as teken het een antwoord. 'n groter as teken het 2 antwoorde. Nou, kom ons kyk na hoe die antwoorde gaan werk. Nou, wanneer hulle byvoorbeeld vir jou 'n kleiner as teken gaan gee, en ons kan nou met 'n voorbeeld werk om vir julle half te verduidelik, hoe weet jy, wat bedoel hulle met 1 antwoord en wat bedoel hulle met 2 antwoorde? Nou, kom ons kyk gou na die eerste voorbeeld. Nou, die eerste voorbeeld is x kwadraat min x min 6 kleiner as 0. Nou, kleiner as 0, dan weet jy dis 1 antwoord. So, kom ons bepaal dit gou. Wat is die faktore van 6 wat vir afgetrek 1 gee, en dit gaan 2 en 3 wees? Die simbole gaan verskil, die grootste een gaan 'n minus kry. So, x min 3, x min 2, kleiner as 0. Nou, kleiner as 0 beteken, wanneer jy die volgende stapie gaan doen, skryf jy dit in potlood. Die mense dit moenie in pen staan op jou vraestelblad nie. So jy gaan skryf, x min 3 gelyk aan 0, x min 2 gelyk aan 0. So x is gelyk aan 3, x is gelyk aan 2. Belangrik, hierdie deel moet in potlood wees. Dit moenie op jou vraestel staan nie. Dan gaan jy vir jou 'n parabool teken, en jou eerste waarde gaan 'n 2 wees, en dan 'n 3. So jy werk van klein na groot, links na regs. Nou, 1 antwoord beteken jou x gaan altyd in die middel wees. En kleiner as, sê ons hy 1 antwoord, en kwadratiese ongelykhede lyk soos 'n K. So jou vergelyke of jou streepie vorm altyd 'n K. So jou antwoord gaan dus wees, x, in die middel, 2 en 3. So dit wil sê, x is groter as 2, maar kleiner as 3. En dit is dan jou antwoord. Nou kom ons kyk gou na die volgende manier hoe hy gevra kan word. Dit is negatiewe x kwadraat plus 5x plus 6 kleiner as 0. Nou belangrik, wanneer jy met 'n negatief werk, jy mag nie met 'n negatief werk, jy moet regdeur deel met 'n negatief. Maar wanneer jy regdeur deel met 'n negatief, verander jou simbool. So, hierdie gaan wees x kwadraat, negatief 5x, negatief 6. En hierdie simbool gaan nou verander na 'n groter as teken. Nou gaan jy presies dieselfde doen. Wat is die faktore van 6, wat vir jou afgetrek 5 gee? En dit gaan 6 en 1 wees. So jy gaan 'n x, 'n 6 en 'n 1 hê. Die simbole gaan verskil en die grootste een gaan die minus kry. Nou, weer eens, die kom in potlood, so jy gaan sê x is gelyk aan negatief 1 of x is gelyk aan 6. Dit kom in potlood. Dit mag nie in pen kom nie. Nou gaan jy weer eens vir jou 'n parabool teken. Hierso gaan 'n negatief 1 kom, hierso gaan 'n 6 kom, en nou het jy 2 antwoorde. Nou, hoe dit gaan werk is, jy gaan 'n x en 'n x hê, aan die buitekante, en dit gaan soos 'n K lyk, né?
Maar jou x moet altyd aan die linkerkant staan wanneer jy dit skryf. So onthou dit, so jy gaan x negatief 1 hê. Hy's reg. En dan, of, want jy 2 antwoorde, nou, jou x in die geval, as jy mos nou gaan skryf soos wat hy daar staan, gaan daar staan 6x. En jou x moet altyd aan jou linkerkant staan. Nou sien jy, jou oop kantjie is na die x toe. So jy gaan weer eens die oop kantjie na jou x toe moet vat. So dit gaan x, oop kantjie 6 hê. So dit beteken, die x-waarde is kleiner as negatief 1, of jou x-waarde is groter as 6.